Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Daarom sommer hier in die begin sê dankie vir skade genade vir ondersteuning, maar dan wil ek ook vir julle sê, die 18de Maart die middag hou ons 'n markwerkswinkel waar ons bietjie gaan kyk na die markte, hoe lyk die grane in die veemarkte, gaan bietjie gesels oor wat verlang die banke vir finansiering en dan natuurlik skade en genade gaan vir ons beduie, hoe kan ons regtig 'n hele paar rand spaar op versekering. Nou maar intussen, die wêreld het in chaos verval, in 'n week het alles op sy kop gedraai. Nou meneer Trump het gesê, die hele oorlogoperasie gaan so 4 na 5 weke duur. Dit het natuurlik almal op hol gejaag, oliepryse en kunsmispryse het baie skerp gestyg. Wees die feit dat produkte nie deur die straat van Hormuz kon beweeg nie. Rabobank, die grootste landboubank in die wêreld, beskryf dit as die grootste Black Swan event na Wêreldoorlog 2. Dit het baie groot ripplings veroorsaak. Maar baie onstabiliteit. Oliepryse is opgeskiet na $120 'n vat, amper 80% op in 3 maande en toe spring dit om. En dit is nou weer by die $90 'n vat en dis nadat meneer Trump gesê het die oorlog behoort in die volgende klompie dae afgehandel te wees. Nou die ontleeders sê vir my, dit gaan afhang hoe lank die oorlog duur, hoe groot die ontwrigting gaan wees. Maar in elk geval, intussen kyk ons na so 6, 7, 8 rand 'n liter verhoging in brandstofpryse in April maand. Maar Chicago pryse het gestyg, ons graanpryse het gestyg en ook diesel en kunsmis wat nou nie meer vloei nie, baie duurder geword. Kunsmis amper so 40-50% duurder. Daar is reeds gemeld dat ons tekorte kan verwag en daar is ook reeds boere wat gesê het hulle kry nie diesel nie. So dit is baie ongemaklik. En dit is al reeds 'n wyle, onthou ons het nie meer raffinaderye nie. Maar Rabobank waarsku al 'n jaar of 2 dat diesel in die wêreld 'n probleem raak. So ja, dit kan ons erg vang in die volgende weke. En toe op 11 Maart spring die markte om. 10 en 11 Maart heeltemal omgespring na meneer Trump se opmerkings. Die oliepryse het gesê skerp geval na $90 'n vat. Die rand het van R17 teruggekom na so 16.20 toe. Kakelgraanpryse het ook skerp gedaal nadat dit aanvanklik gestyg het oor die naweek. En Safex, waar dit aanvanklik limiete op was, het Dinsdag en Woensdag limiete af verhandel. So dis baie ongemaklike tyd, baie onstabiliteit. En natuurlik, ek is meer bekommerd oor kunsmis as oor brandstof. Kunsmis, 44% van die fosfaat kom deur die straat van Hormuz, so ammoniak, groot deel van ons urea in die wêreld, meer as 30%. En as daar tekorte hiervan is, dan gaan dit 'n groot probleem wees. Nou wat op die oomblik gebeur, die olieproduksie stop, die kunsmisproduksie stop, en die raffinaderye stop, want die skepe kan nie die produkte vervoer nie, en daar is nie voldoende stoorplek nie. So dit gaan 'n wyle vat, voordat hierdie terug gaan kom na normaal toe, al stop die oorlog môre, wat hoogs onwaarskynlik is. So ons gaan met hierdie moet saamleef vir die volgende weke, dink ek, voor dit gaan normaliseer. Want natuurlik die risiko bestaan, dit kan op groot skaal uitkring en baie erger word. So ja, wat my ook pla, daar is reeds boere wat sê hulle kry nie kunsmis nie, daar is ook boere wat sê hulle kry nie diesel bestel nie. Ek by almal hou uit vir die hoër pryse. Nou natuurlik, dit gaan 'n redelike effek op produksiekoste en strooptyd. Boere wat moet plant in die nuwe seisoen, September, Oktober, 'n groot effek hier. Maar kom ons kyk. Ek dink wat ook pla, is dit gaan inflasie opjaag in Suid-Afrika, ontleeders so Standard Bank sê dit kan inflasie opjaag, dit gaan die Reserwebank dwing om rentekoerse langer te hou waar hy nou is. Daar is selfs 'n buitekans vir 'n rentekoersverhoging. En wêreldwye negatiewe impak op ekonomiese groei. So dis 'n baie ongemaklike posisie waar ons is, 'n hoë risiko. Ek sê vir almal, moenie nou snaakse besluite neem nie. Die mark is baie onstabiel. So wees versigtig. Kom ons vat 'n advertensiebreek. Graan- en vleispryse is onder druk en die realiteit van die kosteknyptang plaas verdere groot druk op winsgewendheid. Skadegenade sal graag wil help om jou korttermynversekeringskostes te verlaag. Ons plaas jou risiko by groot bekende versekeraars en het al vir van ons kliënte
Hulle versekeringskostes met soveel as 40% gesny. Kontak jou skadegenade verteenwoordiger sommer nou vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779. Welkom terug, luisteraars. Ja, internasionale graanpryse skerp op, skerp af. Dit het Dinsdag 10 Maart al die winste van die 9de Maart en oor die naweek teruggegee. Tydgevalle sommer amper limite af. So daar was skerp dalings gewees. Natuurlik ook, dink ek is dit belangrik as jy ongepryste graan het, as daar sulke opspringe kom om dit te benut, want ons oeste is groot en natuurlik, ek dink daar's meer 'n kans by ons vir graanprysdalings wanneer daar geoes word. Die ander een wat ons miskyk is vleisuitvoere. Die Arabiese lande is ons grootste kopers van bees en skaapvleis en natuurlik dit kan nou nie beweeg nie. En die grafiek wat ons vir julle wys kan julle sien hoe belangrik die Arabiese lande is en dit geld vir bees en skaapvleis. Dit is regtig belangrike kopers en as hierdie nou gaan stil staan, dan gaan ons redelik probleme kry. So beesvleis sal julle sien uitvoere Verenigde Arabiese Emirate, Jordanië, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabië. Dit was laas jaar 50% van ons beesvleis uitvoere. Skaapvleis baie erger. Julle kan sien weer Arabiese Emirate, Kuwait, Jordanië, Saudi-Arabië en ook Iran. En dit was 90% van ons skaapvleis uitvoere. So dis 'n baie ongemaklike een wat ons sal moet dophou en saam daarmee moet glo dat die oorlog baie gou tot ruste sal kom. Dis 'n groot ontwrigtings. Dan mielies SAFEX-pryse 9 Maart maandag limite op, Dinsdag omtrent weer limite af, Chicago gedryf deur Chicago. Die rand het ook redelik versterk. Belangrik, witmielies het onder geelmielies in beweeg, so ons verwag so 1,5 na 2 miljoen ton witmielies in die veevoermark dat daar gaan en dit beteken geelmielies moet by Durban hawe uitgevoer word omtrent 2 miljoen ton. Dit gaan ons nog steeds laat met 'n 3 miljoen ton in die silo's einde April 2027. So witmielies beweeg hier rondom 3200, geelmielies so R150 'n ton duurder. Maar weer, ek moet sê, met die opname hiervan, ek dink wanneer jy dit luister, kan dit weer heeltemal verander het. Ek dink die feit wat staan is, ons bly by uitvoerprysvlakke, ongeag Chicago en die randdollar. So oes ook uitvoerprysvlakke waar ons verhandel, dan natuurlik ook wees versigtig asseblief. Histories, sodra die sojas gelewer word by die silo's, is daar groot druk op pryse. Op die oomblik met die op en af gebokspringery beweeg soja so tussen 6.800 en 7.000 rand 'n ton. Dan in hierdie lyn is daar ook redelik sprake op die oomblik dat die Amerikaners biodiesel inmengmandate gaan verhoog van 15% na 30%. Nou dit het 'n direkte invloed op sojabone, want dit beteken dat die binnelandse mark vir sojabone vir pers redelik gaan vergroot. En hulle pers nou agter die oliepryse aan wat intussen ook geskerp gestyg het, die sojaoliepryse, so ook palmoliepryse en sonneblomoliepryse op die wêreldmark. Die dilemma is hoe meer daar gepers word, hoe groter is die aanbod van oliekoek. So oliekoekpryse gaan onder druk bly. SAFEX sonneblom na die bokspringery, hier rondom 9.000, 9.200. En weer daar gaan binnekort lewerings plaasvind en dit gaan die mark 'n bietjie afdruk, maar tradisioneel na die leweringstyd herstel die mark redelik sterk na Desember toe. By koringpryse dieselfde maar gebeur op af. Op die oomblik Desember SAFEX hier rondom 6.000, 6.100 rand 'n ton. Interessant, die SA graanhandelaars het die minister van Landbou gaan spreek en hulle ontevredenheid uitgespreek oor die chaos met die koring invoertarief wat die departement van handel nie by die reëls hou nie. En daar is ook al 'n wyle ondersoek gedoen na die evaluering van die koringtarief en daar het tog niks gebeur nie. So daar is redelik ongelukkigheid daaroor. Aardappelpryse bly maar plat beweeg op R50 'n kilogram. As ons oor die vleismarkte praat, bietjie baie slegte persberig hierdie week. Woolworths het in sy 6 maande sy finansiële verslag gesê dat hulle 70 ton minder rooi vleis per week verkoop weens back and closure. Nou dis hoofsaaklik beesvleis lyk dit vir my, maar dis 'n groot rooi lig. Sluit aan by laasweek se gesprek waar ons gesê dit lyk of verbruikers minder koopgierig is vir beesvleis.
weens die foto's wat die ronde doen oor siekbeeste en al die gevegte daar rondom. Dit hou natuurlik die vraag na varkvleis hoog. Varkboere sê vir hulle kan nie voorbly op die oomblik nie, so ook die mark vir eiers. So beesvleis verloor ons markandele. Die vraag wat by mense aankom is, moet die Red Meat Industry Services nie daaraan dink om reklame te doen om hierdie te verander nie. Risiko is natuurlik ons Arabiese uitvoere. So klas A pryse beweeg sywaarts 62-63, speenkalvers 40-41. Dit is lonend om te voer, klas A B ook so effens bietjie op. Intussen met rukke en stote kom die back and closure inentings aan die gang. Lamvleispryse ook meestal sywaarts, is 95-100 en klas C bietjie beter, hy begin al die hooppunt hier na R82 per kilogram gaan. Wol bly sterk, interessant genoeg. So saam die vleispryse van skaap is dit redelik winsgewend. Die varkvleis so 'n bietjie opbeweeg, R41 per kilogram. Laasweek met varkboere gesels. Hulle sê hulle kan nie voorbly om die mark te voorsien nie en die mark bly baie sterk en ons voorsien dit gaan 'n ruk so bly. Die eiermark dieselfde. Ons produseer hierdie jaar amper 30% meer eiers as laas jaar. Maar hulle sê ook vir my die pryse hou hier by R22-23 per dosyn. Die produkte skuif met verbruikers wat dit graag koop. En bevrore hoendervleis dieselfde, 35 kg, sterk vraag. Nou sterkte, moenie snaakse besluite neem nie. Hierdie wêreldgebeure kan enige kant toe gaan. Ek dink die belangrikste is, probeer jou risiko minimiseer en probeer jou prysrisiko minimiseer. Groete van Johan Willemse.